Saam met my vandag hier in die Potgooi Ateljee het ek vir Anton Esterhuise en ons gaan 'n bietjie praat oor Afrikaans wat 100 jaar oud word. Julle het 'n projekkie waarmee julle besig is. Kan julle vir ons vertel van dit? Dit is reg, dankie Mariska. Ja, ons het verlede jaar het ons begin Desember om 'n klomp video's op te neem van bekende Afrikaanse liedjies om Afrikaans se 100ste amptelike jaar te vier. Ja, ons het besluit ons gaan elke dag op YouTube 'n Afrikaanse liedjie vrystel, 'n video van 'n Afrikaanse liedjie. En ons het op 29 Januarie begin om die eerste video vry te stel en hierdie donderdag, die 8de Mei, gaan ons op die 100ste amptelike verjaardag van Afrikaans, gaan ons die 100ste video op YouTube sit. En kan ek vra, het jy 'n gunsteling vanuit die wat julle nou opgeneem het? Daar's baie, ek dink is te veel om te noem. Ek moet sê, een van my persoonlike gunstelinge van die video's is Sonvanger. Dis 'n video wat vreeslik mooi uitgekom het. Mense kan gerus gaan kyk daar op Zita Films op YouTube. Dit is nogal 'n besondere video. Ons sal definitief vir julle die link en alles bysit hierso met die video. Ek dink Sonvanger is een van my gunsteling Afrikaanse liedjies ook. Dink jy, ek weet ons moes op skool baie keer mondelinge praat oor Afrikaans wat besig is om dood te gaan. Dink jy dit is 'n ware statement of dink jy dit is maar net iets wat mense sê? Kyk, jou taal se voortbestaan hang af van hoe goed jy dit gebruik en dit uitbou. Ek dink solank as wat mense aanhou om te komponeer in Afrikaans, om te skryf in Afrikaans en om dit te praat, dink ek nie dit gaan sommer uitsterf nie. Nee. Ons moet net aanhou om die taal te praat. En hoe voel jy oor moderne Afrikaanse musiek, die nuwe goed wat uitkom? Want ek persoonlik dink daar's 'n groot verskil tussen dit wat vandag uitkom en dit wat, kom ons sê, 20 jaar terug uitgekom het in terme van die kwaliteit. Ja, kyk, jou musiek pas ook maar aan by die tye van wat ook op internasionale vlak gebeur. So jy hoor Afrikaanse musiek wat baie soos internasionale popmusiek klink. Mense het nog steeds mense wat jy weet uitkom met baie goeie Afrikaanse musiek nog steeds. Jy het jou Afrikaanse musiek waarop mense dans. Baie van dit hoor jy oor die radio, so ek het nie noodwendig 'n probleem daarmee nie. Maar ek moet sê ek is nie so op en top met al die nuutste Afrikaanse musiek deesdae nie. Ek konsentreer meer op die klassieke Afrikaanse musiek, die ou treffers en die goed wat ek nou mee groot geword het. So maar mens kry nog steeds mense wat goeie werk doen in die Afrikaanse musiek. Kan jy vir my dalk van jou gunsteling kunstenaars in Afrikaanse musiek spesifiek wat nou Afrikaans die taal baie goed bemeester het? Ek hou van mense wat jy weet wat mooi kan dig ook in Afrikaans, wat hulle liriek amper soos 'n gedig kan laat klink. Ek meen daar's nou uiteraard mense soos Janie de Tooy en Connie de Villiers. Selfs Christa Steyn ook, sy het 'n paar mooi lirieke ook geskryf. So en dis mense met wie se musiek ek groot geword het. So ek hou van daai digterlikheid in Afrikaans wat mense in die musiek hoor. So dit is vir my besonders. Ek stem nog. Want dit is 'n taal wat baie mooi kan dig. Dis definitief. Daar's sekere goed wat mense net in Afrikaans kan sê en kan oordra. Daar's net nie die regte woorde daarvoor in Engels of in ander tale, dink ek. Ja, ek vat iets soos Jacobsbaai se Aandlied wat Marie Trudeau geskryf het. Dis vir my van die mooiste woorde in Afrikaans. Klim oor die duin as die son gaan kooi soek. Dit is. Ek kon net gesê het, klim oor die duin as die son sak, jy weet, maar klim oor die duin as die son gaan kooi soek, kyk hoe die wolke bloos. Ja, dis daai, dit skep daai prentjie. Dis so 'n mooi beeldspraak, ja. Ja, presies. En dan laaste vraagie, enige raad wat jy dalk het as 'n kunstenaar jouself vir enige mense daar buite wat in Afrikaanse musiek in wil gaan? Glo in wat jy doen. Ek dink dit is die belangrikste ding, eerste van alles. Glo in wat jy doen. En ek weet dit is 'n cliché, maar clichés is clichés vir 'n rede. Jy moet maar bereid wees om hard te werk. Maar bly aan die gang daarmee. As jy wil skryf in Afrikaans, skryf elke dag iets. Jy weet, die groot filmkomponis John Williams
wat Star Wars en Harry Potter en al die films skryf. Hy sê altyd skryf elke dag van jou lewe, komponeer iets, al is dit partykeer ook net nonsies. Bly net aan die gang daarmee. So dieselfde met Afrikaans ook, as jy iets wil skryf in Afrikaans, skryf elke dag iets. Want dit is hoe jy ontwikkel. Ek stem 100%. Dis maar soos 'n atleet wat in oefening moet bly. Ja, dit is presies. Baie dankie dat jy vandag hier saam met ons was om Afrikaanse verjaarsdag, so 100 jaar verjaarsdag te vier. Ons waardeer dit ontsettend baie en gaan maak 'n draai op die YouTube channel. Ja, Zita Films, daarso kan die mense gaan kyk. Dis films met 'n Z. Zita ZITA Films en sy en haar span Zita Ollinger, hulle het gehelp om die video's aan mekaar te sit want ek weet nie veel van kameras af nie. So ek het net die musiek gedoen. Ek is die gemeene deler in die hele projek. So ek is altyd gewoonlik agter die klawers en dan 'n klomp verskillende kunstenaars plaaslik en nasionaal ook wat nou deel was van die projek. Daar's 'n paar baie mooi video's die mense kan gerus gaan luister. En daar's 'n kompetisie ook. ATKV, as jy gaan na die ATKV se Facebookblad of op my Facebookblad, sal julle sien daar's 'n skakel waar mense kan raai wat gaan die 100ste liedjie wees wat ons gaan blaas donderdag. Hulle tot Woensdag 5:00 kans om dit te kan doen, om te kan stem en die wenner wen 'n vakansie by enige een van die ATKV oorde van sy of haar keuse. As jy nou nog nie daar was nie, gaan maak 'n draai daar, gaan kyk, gaan raai. Ek dink dit is 'n wonderlike prys daar en dit is 'n oulike ding om te doen vir ons taal en ons waardeer dit ontsettend baie. Baie dankie.